gemerk dat die mense soos al ons dan meer as die so dis lekker. Dis 'n voorreg om pastoor presies so te hê. Vir die wat nie weet nie, hy was 'n voormalige moderator op die kerk gewees en ek kan self meer sê, maar dit is ons wil baie saam, hy was al voorheen hierso. So luister mooi hoe hy die woord openbaar. Julle weet ek sy harde, so ek bring nie daai keer die lering soos wat 'n leraar dit bring. En hy maak die Bybel vir ons so mooi oop, so dit baie mense sien. En ek dink julle gaan vanaand iets leer by hom. Kan ek vas steeds versit as ons saam bid. Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om saam te wees. Dankie vir pastoor Lemmer, saam met ons hier so is vandag, Here, en ek vra dat U ons sal seën op vanaand, Here, wil so saam is dat sy woorde vir ons opbou vandag, Here, en dat ons honger na U woord sal kry, daar Here. Maar Here, is vir ons 'n voorreg om hom te verwelkom vandag in ons midde. En Here, ons weet hy's 'n Godsman, hy's geroep deur U. Waar ons ook vanaand so saam is, Here, bring hy U hart, U woord, Here, na ons toe. Dankie daarvoor. In Jesus se naam. Amen. So baie welkom. Als ik in deze stad steek zo ongeveer de helft. Goedenavond allemaal. Goedenavond al die jonge lieden. Als je in Nederland is, in Europa, dan zie je die jonge lieden voor jonge mensen. Of het noem je jong. En jong mensen noemen we M-I-I-D. Kan je dat spellen? M-I-I-D. Dat is niet woord dat ons in Zuid-Afrika mag gebruiken. Want het is een verwijzing naar in die vorige bestel naar mensen wat in die onderwijs werken. In die huis werken. Ons gaan vanavond een beetje kijken naar Psalm 1 Psalm 10. En hij heeft net 13 versies. Hoeveel? 13. Ja, net 13 versies. So dit is nie 'n lang psalm nie. Ons gaan weer 'n bietjie gesels en ek vertrou dat hierdie psalm vir julle mooi sal wees. Dis Psalm 84. Vers 1 sê vir die musiekleier op die gebied van die kinders van Korag 'n psalm. Vir die musiekleier is dit die sangleier, jou wat die koortjies lei, en die ou tyd het hulle ook by die tabernakel wat Moses gebou het, die kerk wat uit 10 doeke bestaan het en die tempel wat Salomo gebou het hulle ook sangleiers gehad wat die musiek gemaak het. En hier het jy nou vir die musiekleier so. Die musiekleier is belangrik want hy uiteindelik die hele ding aan. Op die gebied, snaakse woord, maar dit beteken eenvoudig 'n snaarinstrument soos 'n gitaar. Dus Psalm 84 is gesing met snaarbegeleiding van die kinders van Korag. Daar is 150 psalms in die Ou Testament, in die Bybel, 150 psalms. Die meerderheid van hulle is deur Dawid geskrywe, maar daar is ook psalms wat deur ander mense geskrywe is in die psalmboek. En daar is ook 10 psalms wat deur Korag of die nageslag van die Koragiete geskryf is. Hulle was mense uit die stam van Levi en hulle het in die tabernakel en later in die tempel het hulle diens gedoen. Hulle was die deurwagters, hulle was, soos ons vandag so sê, die diakens wat by die deur gestaan het en die mense gegroet het, as die mense in die kerk inkom. Dit was die werk van die Koragiete, hulle was baie lief vir die, kom ons sê, vir die huis van die Here. Hulle skryf hierdie mooi psalm. So, een versie moet ons afhaal, en by dan 12 voor vers 2 sê, nou praat die Koragiete, hulle sê, hoe lieflik is die woninge, o Here van die leerskare. Hoe lieflik, dan praat hulle nou van die kerkgebou, en die plek waar die mense met elkaar kom. Hoe lieflik is die woninge, o Here van die leerskare.
My siel, vers 3, my siel verlang, ja, smag na die voorhoewe van die Here, my hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. My siel verlang na die voorhoewe. Ek wil graag kerk toe gaan. Dis wat hulle sê. Ek wil baie graag kerk toe gaan. My siel verlang na die voorhoewe van die Here. My hart en my vlees jubel uit tot die lewende God. Vers 4, selfs van die mossie 'n huis en die swaalkeer nes vir haar, waar sy haar kleintjies neerlê, naamlik die altare, Here van die weerskaar, my koning en my God. Wat hulle met daarmee sê is dat klein goedjies soos voeltjies, mossies en swaalkies maak hulle ook tuis in die kerk. Nou in ons tyd, omdat daar nog nie soveel mossies en swaalkies in die kerk, beteken is daar 'n akademie wat in die kerk rondhou, want dis nie veilig, word nie hier beskadig nie. Of 'n spinnekop dalk, sien, die kerk van die Here is 'n veilige plek. As julle wil weet waar julle veilig kan wees, vers 5, welgeluksalig is hulle wat woon in die huis, hulle prys u gedurig. Welgeluksalig is die mens, die woord welgeluksalig is in Engels blessed. Blessed is the man, geseënd. Welgeluksalig is 'n ou Afrikaanse woord, dit beteken geseënd. Welgeluksalig is die mens wie se sterkte in wie is, in wie se hart die gebaande weë is. Vers 7, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, soos in die 1953 Afrikaanse vertaling, as hulle deur die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Vers 8, hulle gaan van krag tot krag, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Dan net weer sover. Ek doen na vers 7 en vers 8 en wat die Bybel oop. Vers 7 sê, as hulle deur die droë laagte trek. Vers 5 sê, welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Nou het ons hier mense wat op trek is, hulle is op pad. Soos jy nou hier vanaf Dilstroom sal ry, Pretoria toe. Hierdie mense is op reis en op pad gaan hulle deur 'n droë laagte, deur 'n woestyngebied. As hulle deur 'n droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland, ook oordek die vroeë reën dit met seëninge. Vers 8 sê, hulle, die wat deur hierdie droë laagte trek, gaan van krag tot krag. Elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Hulle is op pad na Sion. Sion is die naam in die Ou Testament, 'n ander naam vir Jerusalem. Die stad Jerusalem was ook Sion genoem. En hierdie mense is op pad vanaf hulle woningsbaan, hulle kan in die land Kanaan woon of in Israel woon, is hulle op pad na Sion, na Jerusalem, om te gaan aanbid voor die Here. Maar op pad soontoe moet hulle deur 'n droë laagte gaan. Vers 9, Here God van die leerskare, hoor my gebed, luister tog, o God van Jakob. O God, ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. Vers 11, hoor die Koragiete, want 'n dag in die voorhowe is beter as 1000. Ek wil liewer by die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Want die Here God is 'n son en skuld. Die Here sal genade en eer gee, sal goeie nie onthou aan die wat opregtig wandel nie.
Here van die leerskare, welsalig is die mens wat op U vertrou. Nou daar is nog iets wat vir julle baie moeilik is vir julle kom jongens. Vir julle nie, nie vir julle nie, vir julle kom nie. Daar is iets wat vir julle baie moeilik is. Iets wat my getref het die jaar nadat ek in die skool het is. Ek het nadat ek matriek geskryf het ek universiteit toe gegaan om daar te studeer. En toe kom ek terug by die dorp voorbij waar ek matriek was en ek gaan toe om die principaal te gaan groet. En toe ek daar stap kom na die jongdochter voorbij, die sy gesit het nie gekeer nie, sy was seker in graad 8 en sy sê vir my, môre oom. Ek was nie die vorige jaar matriek. Wat is dan dat is jy? As jy in die skool het? Graad 9. Dit is nie oud is dan 7. Graad 9. Maar ek was graad 12 die jaar voor. Hoe sê jy nou voel as jy nou by jy ander skool kom, jy kom mooi om rot en sê, môre oom. So wat ek vir julle kom hier voor sê is, iets waarmee jong mense sukkel is ouderdom. Julle is allemaal jong, en dan kan julle self nie indink dat julle al 21 jaar oud moet wees. 21. Dis hoorring oud. Is dit lekker? 25. Dis oud nie. 30. Dis oud. Nee, kyk as 'n man 30 is, moet hy nie by julle kom sit nie dan. Hy is verby oor die muur, wat van nou wat 35 is, en 40 is. Toe ek jong was ou mense van 50, stok ou mense. Krachtig. Stok ou, jy kan ons van 50 jaar gesels nie. Hy stok al oor die muur. Ek was ook al 50. Ek sal by 50 verby. Ek is 50 jaar oud in 'n paar maande. Maar ek gaan nie vir julle sê hoeveel maande nie. 'n hele klomp maande. Ek is lang al by 50 verby en dit maak dat daar wat ons noem 'n generasie gap, 'n generation gap tussen ou mense en jong mense bestaan. En die jong mense voel die ou mense verstaan hulle nie en die ou mense sê die jong mense weet niks. En al die tyd weet julle baie meer van die moderne elektronika en selfone en al daai soort van goed, want die ou mense het nie daai taal geleer praat nie. En een van die ou tale is die taal van die Bybel. En omdat ek so lekker oud is ek baie maklik tuis in die woord, in die skrif. En dis wat julle ook moet doen, julle moet vir julle op julle selfone 'n app of iets aflaai met die Bybel op, dat julle dit kan lees. As jy nie 'n Bybel het wat jy kan oopmaak en lees soos die oom wat hier sit, mooi goed Bybel. Nou sê ek, as jy na vers 5 kyk, dan sê vers 5, welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Vers 7 sê, as hulle deur 'n droewe laagte trek. Vers 8 sê, elkeen van hulle sal verskyn voor God in Sion. Waarheen is hierdie mense op pad? Hulle is op pad na Jerusalem. Nou wat het hierdie psalm met ons te maak? Omdat almal van julle soos julle hier sit, ook op pad is. Het jy geweet, jy gaan nie jou hele lewe lang alleen begin nie. En as jy oud is, jy oud, man is, hulle begrawe jou, hulle kan nie meer alleen begin. Dan gaan jy, as jy Jesus ken, die kerel, dan gaan jy hemel toe. Nie waar? So leidelik of welspreek of paddeplek ook al, is nie ons eindbestemming nie. Ons is ook op reis. Ons is ook op reis na die berg Sion. Weet julle dat
die Nuwe Testament word die woord Sion ook gebruik. En daarvoor wys dit nie na die aardse Jerusalem nie, maar na die hemelse Jerusalem. In die hemel is daar 'n stad wat God gebou het. Daardie stad se naam is die Nuwe Jerusalem. Dit is wat ons op pad is. Jy trouwens hier by huis staan, as jy die Here ken en die Here liefhet, het Jesus vir jou na huis gebou. Waarvoor jy nie belasting hoef te betaal nie, hoef nie water en lig te betaal nie, dis jou plek. Hy sê in Johannes 14, laat julle hart ontstel word, die glo God, glo ook in my en die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was, die sou dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gaan vir julle plek berei, kom ek weer. Jesus kom weer, en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons is ook op pad. Nie na die aardse Jerusalem toe nie, daar waar hulle nou op die oomblik oorlog maak. Tussen Israel en Iran en die VSA en Iran en van die bondgenote. Ek was in daardie aardse Jerusalem, was ek 'n hele paar keer op toere, om die stad gaan besoek, om Jerusalem rond te stap. Maar ek is ook op pad, en ons almal is op pad na die Nuwe Jerusalem. Maar op pad soontoe moet ons deur die droë laag te gaan. Want hy sê, die wat woon in die huis, as hulle deur die droë laag te gaan. En dit bring my by die eerste gedagte wat ek wil bespreek. Dit is hierdie droë laagte. In Hebreëus, want die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. In Hebreëus is die woord droë laagte Baka. Baka. B-A-K-A. Kan julle dit sê? Baka. Kan julle nie hoor nie? Baka. Baka beteken 'n droë laagte. 'n woestyn. Sommige vertalings sê 'n plek van trane. 'n plek van ontbering. 'n moeilike plek waar jy 'n krisis teekom. En hoe ouer 'n mens word, en hoe langer jou lewe is, hoe meer gaan jy deur Baka. As jy jonk is, dan is jy gewoonlik in jou ouers se huis, jou pa en jou ma, of jy oop kyk mooi na jou, hulle sorg vir jou, hulle beskerm jou, hulle gee vir jou kos, hulle maak jou klere skoon. As jy ouer geword het, moet jy op jou eie voete staan en vir jouself sorg. Maar almal moet jou Baka. Almal moet. Want Baka lê tussen jou huis waar jy woon en die Nuwe Jerusalem. Nou, die Hebreëse woord Baka se betekenis is onseker. Dit kan vertaal word met droë laagte, kan vertaal word met woestyn, kan vertaal word met plek van trane, dit kan vertaal word met plek van ontbering. Enige moeilikheid is Baka. My kleinseun Jakob, wat nou oor 4 dae 17 jaar oud word, hy is in Nederland, woon in Holland, Friesland, daar in die noorde. Hy was 6 jaar oud, ja, laat ek eers sê, toe hy 5 jaar oud was, het ek Psalm 23 vir hom geleer. Hy het toe in Montetjie gewoon aan my Woester in die Weskaap. Toe leer ek Psalm 23. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf die vertroos my. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee. Dis eintlik Baka. En toe hy 6 was, toe slaan hy sy vinger in die kar se deur vas. Toe bel my seun en sê, Jakob, sy vinger in die kar se deur vasgeslaan. Ek bel hom toe, ek sê, Jakob, wat het gebeur? Hy sê, oupa, ek het my vinger in die kar se deur vas. Die vinger het alle vinger vasgeslaan. Nee, ja, julle lot van julle. Nou kyk, het jy geweet so baie mense het al hulle vinger in die deur vasgeslaan. Ek sê, oupa, hoor jy toe? Ja, oupa, ek sê, toe. Hy sê, oupa,
toe ek my vinger in die kar se deur vasgeslaan het, was ek in die dal van doodslaan. En heel terecht, ek was 'n bak. Kan jy onthou, kan jy onthou verlede jaar? In Januarie was daar groot brande in Amerika, in Los Angeles, waar baie van die beroemde ouens wat met Hollywood te doen het, sy huis afgebrand het. Nou, hoe moet 'n mens voel? As jy huis toe en hier staan net 'n bouval, hier staan 'n swart, gebrande, stikkende huis, al jou meubels is weg, al jou besittings is weg. Sien jy, dan beland jy in Baka. Jy gaan in 'n plek van trane en die betekenis van Baka, soos ek sê, is onseker, dit kan enigiets wees, enige ontbering, enige krisis. En dan tweedens die ligging van Baka as onbekend. As jy nou na 'n kaart van Israel so kyk, jy kom van die noorde af van die see van Galilea af, of van die weste af van Tel Aviv se kant, of van die ooste van Jericho se kant, of van die suide van Berseba, oral gaan jy deur Baka. Jy kan nie op 'n kaart van Israel kyk in die plek Baka daar aantref nie. Want Baka bestaan nie in werklikheid nie. Baka bestaan in teorie. Baka is 'n skim. Baka is 'n ondervinding, nie 'n werklike plek nie. En omdat dit 'n ondervinding is, verskil ons Bakas van mekaar. Sommige mense, nadat hulle getrou het, gaan deur 'n egskeiding, dis 'n Baka. Ander mense verloor hulle werk, dis 'n Baka. Verstaan julle dit? Baka verskil. Die betekenis is dus onseker en die ligging is onbekend. As jy jou weer kry, dan beland jy in Baka. Ek was ook al in Baka. Ek was 3 keer in groot Bakas. Die eerste keer toe ek in Baka beland het, was ek 20 jaar oud. Ek sê maar, ek het gaan studeer om 'n dominee te word in die hervormde kerk. En toe het ek my laat doop. En toe ek my laat doop het, kyk, ek het my kerk verloor. Ek het my ouers verloor. Ek het my broer verloor. Ek het my familie verloor. Ek het my finansiële ondersteuning aan die universiteit verloor. Ek het alles verloor, maar ek het God nie verloor. Maar ek was in Baka. Dit was die eerste van die 3 kere. En 200 kere daarna was ek in groot Bakas. Behalwe dit was ek in 'n swetterjoel klein Bakas in my lewe. En die ouer mense wat hier sit, almal staan van my, selfs julle, was ook al 'n sulke plekke gewees. Toe ek 19 jaar oud was, ek met 'n meisiekie uitgegaan wat in matriek was. En ek was baie verlief op haar. Sy het vir my toe die volgende jaar, toe sy gaan verpleeg, 'n fotootjie van haar gegee. En die jaar daarna het ek my laat doop, en daar was enige mense. En toe daar maar teen my opgemaak en gesê, jy moet hierdie mense wat so groot doop, moet jy los. En toe los ek. En toe sê ek in Baka. Julle ken allemaal die liefde, julle wat nie sê, julle ken allemaal iets van die liefde afhoor. En as iemand wat jy nou lief gehad het, sy of haar rug op jou draai, dis moeilik. Het gehuil hoor. 20, toe huil ek. Toe ek al 1 keer achterna weer gesien en gesê, ag Here, baie dankie. Dat ek nie met dit gedaan. Daar is 'n groot stuk humor by God. As jy saam met God lewe, dan kry jy 'n groot stuk humor. Kom
maar nader, pastor, jy kan nie opsit. Ek hou die kamera op. Nou jammer vandag. Goed, kom ek sê iets verder oor Baka. Almal moet deur Baka gaan. Soms hoor jy hierdie snaakse ding wat mense sê, wat gelowiges sê, hulle vra eintlik, waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Daai persoon wat daai vraag vra met Psalm 84 lees, en hy sal sien, almal moet deur Baka gaan. Almal. En daarom moet jy gereed wees. Dit bring nou by die tweede punt waarby ek wil sê, dit is die vraag of 'n mens kan voorberei vir Baka. Ons is nou op pad van ons huise af, nie van Leidenburg af. Is ons op pad na die Nuwe Jerusalem, ons weet nie wanneer kom Baka nie, maar kan 'n mens jouself moreel, geestelik en intellektueel voorberei vir Baka? Die antwoord is ja. In die Psalm is daar 3 keer waar daar gepraat word van welgeluksalig. Vers 5, vers 6 en vers 13. Vers 5 sê welgeluksalig. En pastoor, ek sê dit eintlik vir jou voordeel ook. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Mense wat kerk toe kom is mense wat bly staan as hulle deur Baka gaan. Want hier in die kerk word jy geestelik sterk gemaak. Die pastoor preek die woord. Jy sê sy voorbeeld. Hier's ander mense hier wat vir jou bid. Of as jy hier aankom, is iemand wat sy hand insteek en jou verwelkom of jouself se drukkie gee. Is dit nie waar nie? Jy kry dit nie oral nie. Jy kry dit nie in die kafees nie. In die kafee instap is daar nie ou wat jou gaan omhels om in die kafee te kom. Maar hier kry jy dit. Die kerk is 'n goeie plek. Ek sê die kerk is 'n goeie plek. Welgeluksalig is hulle wat woon in die huis. Ek gaan kerk toe. En wie sê ek nou vanaand? En omdat ek kerk toe gaan, is my geestelike spiere sterk. En nadat ek deur Baka gekom het, staan ek so waardig op my voete. Nie almal staan by van hom. Maar lede geraamtes daar in die droë laagte. Maar ek het nie omgeval nie. Ek is ook nie van plan om om te val nie, want vers 5 sê verder, hulle prys nie gedurig. Ek het geleer om God te loof. Ek kan die naam van die Here verheerlik. Dawid sê op Psalm 141 vers 2, laat my gebed soos leeuwerk voor die aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. En Paulus sê in 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid en heilige hande ophef sonder toorn en twis. Ek het geleer om God te loof. Is my Vader, is lief. Daarom prys ek sy naam. En daarom is ek 'n kandidaat om op my voete te bly as ek deur Baka gaan. En wat sê vers 6? Vers 6 sê, welgeluksalig is hulle wie se sterkte in wie is en wie se hart die gebaande weë is. Die gebaande weë is nou 'n oopgetrapte pad. Dis die pad van die woord. Dit hoor ek al 'n paar versies al van vanaand in die Bybel. Het julle dit hoor? Al 'n paar versies aan. Wat sê Psalm 119 vers 9? Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou deur dit te hou na u woord? Ek het u woord in my hart geberg, dat ek teen u nie sal sondig nie. Dus die pad van die woord is in my hart. Nou, staan ek as ek deur Baka gaan. Regtig. Goed, kom ons gaan na 'n volgende gedagte toe. Dit is gebede in Baka. Wanneer mense baie seer het met hulle bid. Ek weet nie altyd so mooi om te bid nie, maar hulle bid. Kyk na die gebede in Baka vers 9 en vers 10. Vers 9 sê, Here God van die leerskare, hoor
my gebed. Luister tog, o God van Jakob, vers 10, o God ons skuld, kyk en aanskou die aangesig van die gesalfde. 4 woorde. Hoor my gebed, luister. Kom ek sê vir julle weet dit ook, as mens baie seer het, kan jy nie lang stories vertel nie. As jy baie seer het, in jou hart seer het, of in jou liggaam seer het, is jy nie in staat om lang uitgerekte gebede te bid nie. Al wat jy sê is, luister! Jy roep tot God, jy sê, hoor! En God hoor. Kyk! Aanskou! Moenie bang wees dat die Vader nie sal verstaan wat jy bedoel as jy net sê kyk. God kan goed kyk. En hy kyk in jou lewe en hy sien alles net so duidelik voor sy oë. As mens nie soms op 'n plek kom waar jy nie kan bid nie, dan sug jy. Jy saai. Ons kan dit allemaal doen. Ek sê ons kan allemaal sug. Ek gaan tot 3 tel, sug ons allemaal sug. 1, 2, 3. Ja, is nie die helfte van wat ons sug, die ander helfte. Was bang ek vooral nog iets meer? Nee, sug is so. Dus wanneer dit baie sleg met jou gaan, of wanneer jy groot uitdaging het, dan en weet jy wat gebeur? Wanneer jy so sug, dan sug die Heilige Gees. Dan sug die Heilige Gees jou pyn uit in die hand van God. Het staan in Romeine 8 vers 26 wat sê, en net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En die vraag is, as die Heilige Gees na ons probleme uitsug in die hart van die Vader, ek gebruik die woord wat julle ken, is God die Vader in staat om die sugte te dekodeer. Ken God die code. Verstaan God wat die Heilige Gees bedoel, as hy sê, ja, wat die volgende vers sê, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die Heilige Sin tree. As jy nie verder kan bid nie, en jy sit net so te sê, ag, Here, dan weet God presies wat jy bedoel. Nou, nog een gedagte, ons is klaar. En dit is dat Baca gevolge het, of dat iets met jou gebeur in Baca, kyk dan vers 7 en 8. Vers 7 sê, as hulle weer die droë laagte trek, maak hulle dit 'n fonteinland. Waar het jy dit gesien? Julle wat al in die Kalahari woestyn was, of in die Namib woestyn was, of in die Noord-Kaap was, in die Rigtersveld, of in Oesmanland, of in Namakoland, waar dit baie droog is. Stel jy dit voor, dit is so droog, en terwyl jy so deur die droë laagte gaan, breek die fonteine hier agter jou uit. Dis wat gebeur, wanneer 'n welgeluksalige mens deur Baca gaan. God skep waterfonteine agter jou aan, in jou wake. En ander mense wat agter jou aankom in Baca, het water om te drink. Ek wil julle 'n storie vertel. Dan moet julle vir my sê of wat ek in die storie sê waar is, en of dit vals is. Jannie en Sammy is getroud en Sammy verwag 'n baba. Weet jy waarvan praat ek? Jy verwag 'n baba. Jy weet nie, jy moet
toe sê ek vir Jannie, alles wat my in die gemeente is, Jannie, wanneer Sannie nou die babatjie gehad het, moet jy my laat weet, ek klaar in die kraaminrigting besoek. Ja, pastoor. Is julle nog binne? En daar het Sannie toe die babatjie en ek kom daarin. En hier is Sannie op die bed met die babatjie in haar arm en ek sê, nou Sannie, sy sê al wat pastoor. Hoe gaan dit? So. Ek sê, was dit 'n moeilike bevalling? En sy sê, baie moeilik, pastoor. En dan sê ek, Sannie, pastoor, verstaan. Lieg ek of praat ek die waarheid? Wat sê jy? Lieg ek as ek sê, Sannie, pastoor, verstaan. Lieg ek of praat ek die waarheid? Sê, lieg my. Hoekom lieg ek? Omdat ek nog nie 'n babatjie gehad het nie. Wie ons met haar gaan simpatiseer? My vrou. My vrou het al babatjies gehad. Maar ek weet nie wat het beteken om 'n babatjie te kry nie. En ek weet nie van die pyn en die hartseer waardeur sy gegaan het in die bevalling nie. En nou kom sê ek vir haar, Sannie, pastoor, verstaan. Ek lieg mos. So druk jy in dames wat jy sê. En daarom sal God mense gebruik wat deur Baaka gegaan het om ander mense wat dieselfde krisis ondervind te help. Dus die waterfonteine wat agter jou uitbreek, is waterfonteine van jou eie kennis. Dan kan jy help. Partykeer pleeg kinders selfmoord. Dit is 'n verskriklike verkeerde ding om te doen. Dit laat oneindige pyn en hartseer agter. As iemand sy kind gesterf het, dan kan daai persoon ander mense wie sy kinders ook gesterf het, help. Maak het sin. En dis hoekom ek ook kan help. Want ek het my oudste seun ook so aan die dood afgestaan. Dis een van die bakers wat hier gegaan het. Toe Jakob 15 selfdood gepleeg het. Maar kyk, ek is nog op my voete. Want ek het God se huis besoek. En ek het God se naam geprys. Al was dit tydens die rouproses baie moeilik. En dat Laurens, my jonge seun wat nou ook al volwasse man is, dat hy gekom en hy is my tot groot seën. As jy dit wil, gaan kyk 'n bietjie op YouTube. Kyk jy in opwekking. O-P-W-E-K-K-I-N-G. Opwekking. Dit is 'n stigting in Nederland. Opwekking. Dis 'n organisasie in Nederland wat konferensies hou. Hulle hou weer 'n volgende konferensie einde Mei op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. Verlede jaar was daar 65.000 Nederlanders by die konferensie bymekaar. My seun is die direkteur van daardie organisasie. Hy is die hoofprediker by daardie byeenkomste. Kyk wat het die Here vir ons gedoen. Ek is so dankbaar. Gaan kyk op YouTube, opwekking, as jy sien hoe daai skare mense prys hulle die Here in Nederland, in Europa. Die land wat ons gewoonlik ingekeken en ingekleer word as 'n goddelose plek. Maar daar is ook goddelose plekke in Nederland, ja natuurlijk, net soos in Suid-Afrika. En dan sê die skrif ook oor die vroeë lewe seëninge. Terwyl ek so deur die droë laag gestap en die fontein hier agter my gebreek, een van die ander gevolge is dat die Vader reën oor my uitgiet. En as daar reën kom, dan kom daar lewe. As daar lewe kom, kom daar vrugbaarheid en dan kom kos om te eet. Heerlikheid op
deur goed te doen vir ons van die hemel reën en vrugbare tye te gee en ons harte met voedsel en vrolikheid te vervul. Dis wat die Here gedoen het. Ek het deur Baaka gegaan. My verhaal vanaand teenoor julle almal is, kyk, ek is op my voete. Nie nodig om te val nie. Daar is mense wat het nie maak in Baaka nie. Daar is mense wat in Baaka hulle rug op God draai, sê ek moet God niks te doen nie. Maar hoekom sal jy dit doen as jy wel geluksalig is? As jy geseën is? Kom ek vertel vir julle, julle sal dit nie verstaan nie. Maar luister toch maar, ek verstaan julle dit nie. Ek werk al 55 jaar. Dis meer as 'n halwe eeu werk ek al vir die Here. Ek werk al van die vorige eeu af, van die 20ste eeu af, werk ek al vir die Here. So lang dit nie. Ek het my werkgewer nog nooit gesien. Wat? Jy werk vir iemand die ek nog nooit gesien nie? Ek het God nog nooit gesien. Maar ek het sy stem al baie gehoor. Of jy 'n Christelike beginsel leer. 'n Mens kom nie tot bekering omdat jy iets van God gesien het. Jy kom tot bekering omdat jy iets van God gehoor het. Maar die geloof is by die gehoor, Romeine 10:17, en die gehoor is deur die woord van God. God het dit goed geag dat ons sal glo sonder dat ons gesien het. Maar eendag wanneer ons daar by die hemelse Sion arriveer, ons ander hier kan nie brood opstaan asseblief. Wanneer ons daar by die hemelse Sion arriveer, dan gaan ons God met ons oë sien. Wat 1 Korinte 13 sê in vers 12, nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Jy gaan die Vader sien met jou oë, jy gaan die Here Jesus sien met jou oë, jy gaan die Heilige Gees sien. Ja. Mag die seën van die Here op julle rus, mag die Heilige Gees iets van wat vanaand gesê is in julle harte neersit, vasmaak en dit weer herroep wanneer dit nodig is. Baie dankie. Ons het pastoor met aan die kant. Besef ons allemaal, daar is Baaka, as nie sê. Ons het net 'n naam vir dit gekry. So naam en dan kan ons die Baaka woon. As dat ons het net is Baaka woon vir dat gewees is reg. Ons is nie voorbereid vir daai ding gewees nie. Maar dis net wonder dat wanneer jy dit gaan. Dis of die Here nou na die Baaka's mense stuur wat ook aan weer gaan. Dat jy kan lei. En dit is so net is. Dis vir baie dankie. Ek weet nie ons naam jy lees gekry. Ja, as jy doen iets gekry, dan maar is dit reg. So, dis wat die Here daar. Ons sit so lank ons kan staan hier by ons. So die ek ken die Here se saam met hom. Maar ek weet ook dat sy wet is deel van dit. En ons sal vanaand van bid dat die Here ons seën dat daar sy woord uitgaan. Dit is vrugbare grond aan ons val. En ons steek dit aan sy kant. Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons nog gedaan het, Here, om hierdie bestoor lewend te sien. U kind, u seun, en u kan bring, Here. En vra Here dat u ons sal seën met sy woord te gee, dat dit kragtig sal wees, en dit alreeds weet ons, dat die Gees is die woord kragtig. En Here, ek vra Here dat waar hy sal beweeg, dat hy fonteine ook sal oopmaak in mense se lewens. Dis so vanaand vir ons, daardie fonteine oopmaak, daardie denke bring. En vra Here dat waar hy ook al beweeg, dat daardie guns ook oor ons sal wees. En Here, ons eer die vanaand vir ons en Here. Die roeping het hom geplaas het, dat u hom geroep het, dat u vir hom 'n pad gemaak het, en dat daar 'n rede is om hy ook vanaand hier met ons is, Here. En ons eer u daarvoor. Seën ons en sy familie,
Dankie vir die getuienis wat ons hoor. Aan sy familie, dit is so goed om Here vir die werk in die koninkryk. Ons steun ons dan in die naam van Jesus se naam. Amen. Amen. Amen.